Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 20 Februarie. Kom ons open met gebed. Ag liewe Heer, ons kom na U met dankbare harte dat U ons gelei het hierdie hele week deur met elke studie. En ons sê vir U dankie, liewe Vader. Dankie vir elke les wat ons kon leer en ons vra dat U met ons mag wees en teenwoordig mag wees waar ons hierdie week gaan afsluit met hierdie aanhalings deur Ellen G. White. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir verdere studie gaan ons lees die eerste aanhaling uit C.S. Lewis, Mere Christianity, New York, Collier Books, 1952, bladsy 41, vry vertaal. 'n Mens wat maar net 'n gewone mens was en gesê het wat Jesus gesê het, sou nie as 'n groot morele onderwyser bekend geword het nie. Hy sou of as 'n mal mens wat homself as iets belagliks gesien het bekend gewees het, of hy sou die duiwel uit die hel gewees het. Maak jou keuse. Of hierdie man was en is die seun van God, of anders 'n mal man, of selfs iets erger. Jy kan hom vir 'n swaap aansien, jy kan hom spoeg en hom doodmaak, omdat hy boos is, of jy kan by sy voete neerval en hom Heer en God noem. Maar laat ons net nie met enige beskermende gesindhede vorendag kom dat hy 'n belangrike leermeester was nie. Hy het dit nie as 'n moontlikheid gelaat vir ons nie, hy was nie van plan om dit te doen nie. C.S. Lewis, Mere Christianity, New York, Collier Books, 1952, bladsy 41, vry vertaal. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Evangelism, bladsy 614 en Die Koning van die Eeue, bladsy 180 tot 181. Die Vader is al die volheid van die Godheid liggaamlik en is onsigbaar vir die sterveling. In die Seun woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Die woord van God verklaar dat hy die beeld van die onsigbare God is. Ellen G. White, Evangelism, bladsy 614 en Die Koning van die Eeue, bladsy 180 tot 181. Die laaste aanhaling gaan ons lees uit Ellen G. White, Evangelism, bladsy 615, vry vertaal. Christus is die voorbestaande, selfbestaande Seun van God. Deur na sy voorbestaandheid te verwys, neem Christus die gedagtes terug na die ewige verlede. Hy verseker ons dat daar nog nooit 'n tyd was toe hy nie 'n intieme verhouding met die ewige God gehad het nie. Hy was gelyk aan God, oneindig en almagtig. Hy is die ewige, selfbestaande Seun. Ellen G. White, Evangelism, bladsy 615, vry vertaal. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Dink weer aan die vraag oor die ewige godheid van Jesus. Deurdink die implikasies van die gaanse plan van verlossing en die betekenis van die offerande op die kruis as Jesus enigiets anders as die ewige God was. Iemand wat nooit geskep was nie, maar wat nog altyd in die ewige verlede bestaan het. Hoekom is hierdie lering so belangrik? Praat in die klas oor wat dit sou beteken het as Jesus nie ewig was nie, maar op een of ander manier geskep was. Die vraag is weer, wat gaan verlore in daardie soort denke? Vraag nommer 2. Wanneer ons oor Jesus, die evangelie en die plan van verlossing dink, hoekom moet ons die konsep van die gaanse heelal se betrokkenheid en belange in wat Jesus hier gedoen het as deel van ons denke behou? Wat moes hulle ondervind het
toe hulle hul skepper, hulle ewige skepper op die kruis gesien het. Dis een ding vir ons om daaroor verwonder te wees, maar die ongevalle heelal het hom reeds in sy ewige heerlikheid geken. Wat moes deur hulle gedagtes gegaan het, toe hulle die een wie hulle in die hemel aanbid het, op die kruis sien sterf het? Vraag nommer 3. Wat sou jy aan iemand sê wat nie glo dat die Vader en die Seun nog altyd gelyktydig bestaan het nie? Hoekom is dit so 'n belangrike waarheid? Hoe sou jy verduidelik dat daar nog nooit 'n tyd was toe die Vader sonder die Seun was nie, behalwe tydens die kruisiging, toe daar 'n tydelike skeiding tussen die goddelike magte was, soos gelees in Ellen G. White Comments, die SDA Bible Commentary, volume 7, bladsy 924, vry vertaal.